Julle sing dit vir Jesus. Elke woord wat jy sing, bedoel dit vir hom. Klap hande en leef jouself net uit vir Jesus. It's the Holy Ghost of power that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost of power that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. It's the Holy Ghost of power that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost of power that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. It's the Holy Ghost of power that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost of power that is keeping me. Jesus is keeping me alive. It's coming down, down, the glory's coming down, and the glory of the Lord is coming down. When the saints begin to pray, the Lord shall have his way, and the glory of the Lord is coming down. It's coming down, down, the glory is coming down. The glory of the Lord is coming down. When the saints begin to pray, the Lord shall have his way, and the glory of the Lord is coming down. It's coming down, 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 it's coming down. And the glory of the Lord is coming down. When the saints begin to pray, the Lord shall have his way, and the glory of the Lord is coming down. Ons gaan juig daar in die hemel, ons gaan troon die lam geslaan. Sal dit daar nie heerlik wees nie, want die lam is altyd daar. Ons gaan juig daar in die hemel, ons gaan troon die lam geslaan. Sal dit daar nie heerlik wees nie, want die lam is altyd daar. Ons gaan juig daar in die hemel, ons gaan troon die lam geslaan. Sal dit daar nie heerlik wees nie, want die lam is altyd daar. Ons gaan juig daar in die hemel, ons gaan troon die lam geslaan. Sal dit daar nie heerlik wees nie, want die lam is altyd daar. Nog 'n keer, ons gaan juig daar in die hemel, ons gaan troon die lam geslaan. Sal dit daar nie heerlik wees nie, want die lam is altyd daar. Halleluja. Volgende liedjie is 'n baie lekker song. Hy gaan kom op die wolke. Hy sê nou. Hy gaan kom op die wolke, ja dis seker. Elke mens se oog gaan hom sien. As hy kom, bring hy al die verlossers, die verdorwe in gees en waarheid. Ek wil nieuwe kom, Here Jesus, kom reinig en heilig my gees, sodat wanneer die kom op die wolke, ek gereed vir die bruiloft sal wees. Ek gaan kom op die wolke, ja dis seker, elke mens se oog sal hom sien. As hy kom, bring hy al die verlossers, en elkeen wat hom en waar hy dien. Ek bid die kom, Here Jesus, kom reinig en heilig my gees. Wanneer die kom op die wolke, ek gereed vir die bruiloft sal wees. Ek bid die kom, Here Jesus, kom reinig en heilig my gees. Wanneer die kom op die wolke, ek gereed vir die bruiloft
Halleluja, prys die Here. Kom ons gaan nou in aanbidding in. Net gou die drommer uitkry. Soos gesê dat die volgende net. Hy is die liefling van my siel. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Hy is die liefling van my siel. Hy is die liefling van my siel. Sodat my leven bedaal, die kan vergeet.
Halleluja, lof en eer aan die naam. Dan sing ek Halleluja, Halleluja, lof en eer aan die naam. Halleluja, prys die Here. Jy kan die sitplekke neem. Halleluja, prys die Here. Kom ons steek op dit weg. Halleluja, prys die naam van Jesus. Ok, prys die naam van die Here. Kom ons sluit net gou die oë so, en dan bid ek vir ons vir die woord, en dan die Here met ons sal praat vanmôre. Abba Vader, ons kom vanmôre voor die wonderlike naam van Jesus Christus. En ons eer en aanbid die Here en ons loof die naam, omdat U waardig en heilig is. Here, ek bid vanmôre dat U verheerlik sal word in hierdie plek, dat U naam en die woord vanmôre sal uitgaan, dat die Heilige Gees die woord sal deurdra, dat U 'n koel vuur op my lippe sal plaas, Here, om hierdie boodskap wat U op my hart gelê het, oor te dra en uit te dra, en dat U vanmôre dit nie op dowe ore sal val nie, maar sal val op harte, Here, en dat die Heilige Gees die naprediker sal wees. In Jesus naam, amen en amen. Kom ons stel net nou hier een bietjie sagter hierso. Is dit beter? Daar sê, halleluja. Bietjie van die echo nog. Ok, kom ons gaan gou saam lees die wat hulle Bybel saamgebring het, Tessalonisense 4 vers 13 tot 17. Ons gaan in die eerste gedeelte gou 'n bietjie leeswerk doen. Skyn net hier waar daar is dit beter. Ja. Halleluja, prys die naam van Jesus, daar sê. Ok, kom hy weer terug. Halleluja, daar sê. Ek sal net hardheid praat. Ok, Tessalonisense 4 vers 13, sê eens vir my gou, wie het al gehoor van die boodskap van die wegraping? Wie het die idee wat dit beteken? En wat gaan gebeur wanneer dit gebeur? Enige iemand, weet julle, sister agter, het jy al gehoor van so iets? Ja, dis reg. Yes. Here gaan ons kom al op die wolke. Dis reg, halleluja. Ons gaan net 'n bietjie kyk, wat is die verskil tussen verskillende goedes en verskillende dinge wat ons weet. Ons kyk as ons nog 'n bietjie sagter sit. Dis maar die echo op die speaker. Alright. So, ek wil net gou vanmôre vir julle sê, ons het dan seker baie van die video's gesien, Left Behind en so aan waar geredde mense, kinders van die Here, gestaan en werk het. Daar's een baie ou movie, tannie is besig om koek te bak en woep, ewe skielik is sy weg. Net die klere wat daar lê. Nee, dieselfde met klomp en goed. Julle is welkom. Kom maar in. Julle het so 'n bietjie van die musiek gemis, maar welkom, sit maar. So, halleluja, prys die Here. Okay. So, kan julle imagine die chaos wat daar gaan wees? Die chaos, die wat nie gered is nie, maar net hoop en bid dat as hulle vlieg, dat al die pilots nie geredde kinders van die Here is nie. Want dit gaan chaos wees, nee? En kan jy imagine, dit is nou maar so, saam met die heiligmaking raak ons wat gered is, gehoorsaam. Met ander woorde, ons betaal ons taxes, ons betaal wat due is. Kan jy imagine wat so chaos kan dit wees in die wêreld, wanneer die kinders van die Here weggeneem is. Ok, so, stap hierdie pad net so stukkie saam met my vanmôre, as ons gaan kyk na presies wat dit sê. Kom ons kyk gou die wegraping. 1 Tessalonisense 4 vers 13, gaan so 'n paar verse lees, dan sê daai klaar. Van vers 13 af, hy sê, maar broeders,
Ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis, die wat dood is, nê? Sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Wie het nie hoop nie? Die mense wat nie Jesus ken nie. Die woord sê vir ons, die boodskap van die kruis is dwaasheid vir die wat nie die Here ken nie, wat hom nie aangeneem het nie, nê? Vers 14, want as ons glo dat Jesus gesterf het en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Vers 15, want dit sê ek vir julle, deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal, met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, en met die geklank van 'n basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons almal by die Here wees. Dan vers 18 sê net, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Ok, so kom ons kyk nou daar Matteus 24 vers 40, wat sê hy daar? Hy sê, dan sal, hierdie kan julle maar net luister, dan sal daar 2 op die land wees, en die een word aangeneem. Let op die woord aangeneem, nê? Weggevat, aangeneem. En die ander word gelos. Ok? En die ander word verlaat. So aangeneem en verlaat. Ok? Matteus 24, gou hierdie paar verse vir julle lees. 41 sê, 2 vrouens sal by die meel maal, en die een word aangeneem, en die ander een word verlaat. Waak dan, vers 42, omdat julle nie weet wat 'n uur julle Here kom nie. Maar weet dit, as die huisheer geweet het, in watter naaktwag die dief sou kom, sou hy gewaak het, en nie toegelaat het, dat in sy huis ingebreek word nie. Dis mos obvious. Jy sal voorbereid gewees het. Ok, vers 44, daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur, wat julle dit nie verwag het nie. Kyk ons gou in Kronieke 1 Korintiërs 15:41. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee, sê Paulus. Ons sal wel nie almal ontslaap nie. Ons sal nie almal doodgaan nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oogwink. Ok, 52 sê, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin van die trompette, want die basuin sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word. Is dit nie mooi, dat in verskillende boeke van die Bybel, is daar altyd confirmation, hoe die een ding, die ander ding, confirm, en die Ou Testament, die Nuwe Testament, confirm. Ok, so, ek het nou nie beplan om hierdie vir te sê, maar ek voel die Heilige Gees lei my, in die tradisionele manier van troue van die Jode, omdat Jesus was 'n Jood, en baie van die goeders was gebaseer daar, oorspronklik eers vir die Jode, en dan die heidene, ons wat nie Jode is nie, die Grieke en al ons Afrikaners, nie? Ok, maar in die Joodse tradisie was dit 'n hele proses gewees. Die bruid was voorbereid gewees, daar was vreeslik baie voorbereiding, die rok was gemaak en gepas, en daar was voorbereidings vir die troue, soos wat ons maar vandag doen. Hulle moes onder soos 'n gazeboutjie, 'n dakkie, moes hulle die troue hê, en dan was alles voorberei en hulle is verloof. En dan het die bruidegom weggegaan. Hy het na sy vader se huis toe gegaan, en by sy vader se huis was daar 'n huis gebou vir die bruidegom en die bruid, en daar was voorbereidings getref vir na die huwelik. En dit was 'n proses. En nie voordat die pa van die bruidegom gesê het, ek het inspeksie gedoen, die huis is mooi, die huis is netjies, ja, jy is reg, het hy die bruidegom gesê, gaan, en gaan haal jou bruid. Nee,
Dan het hy nou gegaan, en dit is waar die waaksaamheid moet kom. Waar hy gegaan het, en hy het gegaan in die middel van die nag van opgewondenheid, hy kan sy bruid gaan haal. En soos wat hy stap, en hy kom aan, begin die mense cheer. Baie van hulle is nie gereed nie, baie van hulle is gereed. En dan gaan haal hy sy bruid, en dis die huwelik. So, dit is baie wat hierdie skrifte op gebaseer het. Ok, kom ons gaan kyk gou na die rapture of na die wegraping soos ons dit ken. Ok, ander vorme van wegraping wat gebeur het in die Bybel. Net om bietjie hierdie stelling te staf. Ok, as ons kyk in Genesis 5:24, ek gaan nie nou vir julle sommer baie skrifte mee lees nie, maar as jy kyk na Enoch het saam met God geloop en gewandel, en hy was naby aan God, en toe was hy nie meer nie, sê die Bybel. Toe die Here hom gevat, lewendig, en hy gaan ook 'n belangrike rol speel met die twee witnesses, bietjie later in die verhaal, wat ek vir julle gaan wys. Ok, so Enoch was weggevat. As ons kyk in Handelinge 8, 39 en 40, het Filippus gepraat en die woord aan 'n man wat op 'n, kan nie sy titel onthou nie, of sy naam onthou nie, maar Filippus het gedeel met 'n man wat op 'n wa gery het. En terwyl hy met hom praat, het die man sy hart vir die Here gegee. Die man het vir hom gesê, maar hier is ons water, wat stop my om gedoop te word? En Filippus het hom gedoop, en toe die man klaar die carriage of die wa klim, toe sê die woord, toe was Filippus net weg. Hy is nou in die hemel toe nie, maar hy het, kom ons sê, horisontaal getrou. Toe sê die woord, is hy onmiddellik 40 kilometer van daar af, is hy gevind, en hy het weer verder gepreek aan ander. Dis 'n vorm van die wegraping gewees. Ok, as ons kyk na Elia sê die woord was lewendig, so Enoch en Elia speel twee belangrike rolle. Hulle is nie dood hemel toe nie, maar hulle was verander gewees. Ons gaan nou daaroor praat. So Elia is toe met die chariot op, en sy naastander of sy opvolger het gesien hoe hy opgaan hemel toe, lewendig in die carriage, en sy kleed het ook geval, sy perskleed het geval, nee, en die man het gevra, Here gee vir my dubbel blessing en diens wat hierdie ou gedoen het, wat ek kan doen. Ok, en dan, wie is die mees belangrikste ene, wat ons so situasie van wegraping kan sien? Jesus. Is dit nie wonderbaar nie? Hy kan sit in die regterhand van God, en toe hy gaan, soos ons laas 2 weke terug, toe stuur hy vir ons sy Heilige Gees. Nee? Ok, goed. As ons kyk na die Bybel, dan sien ons, daar is nie die woord wegraping in die Bybel nie. Daar is nie so 'n woord nie. Die Bybel praat van in Afrikaans weggevoer. In Grieks praat het van harpazo. Harpazo is 'n vinnige rukbeweging, nie? 'n vinnige rukbeweging, en dan in die Latyns praat hy van die rapturo. Nou die rapturo is waar die Engelse woord rapture vandaan kom, met mag weggeruk word. Ok, so, kom ons kyk gou net bietjie om alles in perspektief te bring. Ons kyk op hierdie dingetjie van my werk. Kan julle dit sien daar? Ja. Ok, so, as ek net gou 'n breakdown vir julle kan gee, nie, van die gebeure wat gaan kom. Ok, gaan wees 1, 2, 3, 4, 5 stadiums. Alright, so, die eerste gedeelte is die genade tydperk. Ons gaan nou sien, hoekom die wegraping ook moet plaasvind. Alright, so ons is nou hierso, ons is in die genade tydperk, waar Jesus gelewe het, gekruisig was, die kerk is gestig, die Heilige Gees is vir ons gegee, en ons lewe waar ons nou is. Ok? Kom ek noem net gou nog iets. Die woord sê vir ons dat ons basiese ouderdom kan wees 60, of wat ons gelukkig is 80. In
47, het Israel en die Jode terugbeweeg na Israel toe. En so het al die beloftes begin gebeur, hulle het hulle eie staat geword, die meerderheid, of nie die meerderheid, die baie van hulle is terug en nog steeds besig terug na Israel toe. En hulle speel 'n belangrike rol in hierdie hele proses. Want die woord sê, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voor ek basies kom nie, of voordat die wegraping gebeur nie. So as ons nou kyk na hierdie geslag, weer eens net iets ekstra wat ek wil bespreek het met julle. Hierdie geslag is ons. Ons ouers, ons en ons kinders. Miskien nog hulle kinders ook. Ons weet nie. Net die Here alleen. Niemand kan 'n tyd daaraan koppel nie. Niemand. Maar as ons na die woord van die Here wat oor en oor homself bewys het as die waarheid, gaan kyk, kan ons sien volgens 60, 80 of 100 jaar van 1947 af nou en 'n bietjie vorentoe, dan is sy koms. Ek bedoel, ek was so klein in die Pinksterkerk, toe hoor ek al die Here kom. Die Here kom. Maar op die einde van die dag, ons weet hy gaan kom. Ons moet aanhou en vashou en uithou. Okay, so, kom ons kyk net gou 'n bietjie verder. So, dis die genade tydperk wat ons nou in is. Nee? Dan gebeur ewe skielik, by die laaste besluit, die wegraping. Die wat verseël is. Nou, hoe sê verseël? Vir die wat nie by die vorige sessies hier was nie. Verskoon as ek die Engels so tussenin, want dit is belangrik met hierdie. Jy is, gee jou hart vir die Here, jy glo en geloof, is jy gered, en deur sy genade en geloof. Dan word jy verseël met die Heilige Gees. En daai verseëling wat jy nie kan sien nie, die Heilige Gees wat binne in jou gees en jou siel lewe, is jou ticket vir die wegraping. Dit en ander dinge wat ons sal sien nou. Ander dinge soos in, kyk uit met blydskap. Nee? Kyk uit met blydskap vir sy koms. Streef heiligmaking na. Onthou, dis ongelukkig so, one save is nie always save. Jy moet heiligmaking nastreef. Onthou, jy moet oefen. Jy moet oefen vir die heiligheid en die mooiheid en die skoonheid en die wonderlikheid wat daar bo in die hemel is. En dit is heiligmaking. Maar op die einde van die dag kan ons nou sien, die wegraping het plaasgevind, die wêreld is in chaos, en dan wil ek nog iets sê wat ek nie beplan het om te sê nie. Wanneer dit plaasgevind is en as chaos, gaan julle besef, of gaan die mense besef, yes, daar is honderde mense weg. Dan kom die nuwe regering en die antichrist en die valse profeet. En hulle kom sê, nee man, hierdie mense is nie weggeraak nie. Wat praat julle? Die aliens het hulle geabduct. Dis hoekom daar soveel, al baie jare, alien movies en al hierdie goedes is. Ja, miskien gaan hulle so lyk, want hulle gaan van die tweede hemel waar die demoniese magte nou is, gaan aarde toe kom, gaan op die aarde floreer. So, as hulle manifesteer in 'n liggaam in, gaan hulle miskien soos 'n alien lyk. Maar dis nie aliens wat ons geabduct het nie. Ons is huis toe. Ons is huis toe na die bruiloft toe, nee? In die hemel in. Okay, so, wegraping, en dan is dit die 7 jaar verdrukking. Ons het laas keer gekyk na die drie eenheid van God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, en ons het gesê dat die antichrist, die Lucifer, die duiwel, is 'n copycat. So hy het ook 3, ek wil nie sê hy is 'n 3 eenheid nie, hy is ook 3, nee? Lucifer, die valse profeet en die antichrist. Die antichrist kopie vir Jesus, want hy gaan 'n regte mens wees, en hierdie gedeelte van die 7 jaar verdrukking, nee? Reg in die middel, kom ons stel dit so, die antichrist gaan bekend gemaak word, ons glo hy kom uit Syria uit, hy gaan die eerste 3,5 jaar, gaan hy die vredemaker wees, die wêreld gaan lief wees vir hom, en sê, die Jode gaan sê, yes, like, hierdie is die Messias, nee,
ons moet hom volg, ons moet hom ondersteun, ons moet hom aanbid. Nee? En die valse profeet, wat die Heilige Gees dan op, wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees vat nooit, hy is so gentle, hy vat nooit sy eie eer nie. Hy gee altyd die eer vir Jesus. Hy is gentle, hy is 'n trooster. En so gaan die valse profeet, wat ook ek glo 'n mens, en heel moontlik uit die katholieke kerk uitkom. Ons weet nie, iemand weet nie, maar hy gaan die antichrist support. Hy gaan vir die mense sê, julle moet hierdie man aanbid, julle moet hierdie man dien, julle moet vir hom volg. Nee? Ok, die Bybel praat mooi van die dier wat uitkom uit die see en die dier wat uitkom uit die land uit. Dis hulle twee. Nee? En dan Lucifer wat probeer vir God namaak. Ok, so op die einde van die dag hierso, weet jy, ek sien iets gister toe ek ook luister na hierdie topics. En dit sê die een dier wat die antichrist is, die mens antichrist is, nee? Sê die woord in Openbaring, dink is 13, praat hy van, en hierdie dier het features van 'n lam gehad, maar 'n stem van 'n wat noem jy, ding wat vlieg, 'n draak, nee? Die stem van 'n draak gehad. So, hy kopie Jesus, hy maak asof hy vredelievend is, maar dan praat hy soos 'n draak, en sy maniere is nie wat 'n lam is nie. Ok, so, hierso, 7 jaar verdrukking, dit gaan chaos wees, ek mag dalk myself vooruit gaan om te sê, ons gaan nou kyk na Daniel en die Jode. Hoekom is hierdie belangrik? Die 7 jaar verdrukking. Ok, so die tweede stap, dan die derde stap, die 1000 jaar vrederyk. Ek kan nie veel hieroor sê nie, maar ek wil net hê dat julle sien hoe alles in mekaar gaan pas, volgens die woord. Ok, die 1000 jaar vrederyk. So, om hierdie 7 jaar te eindig, gaan Armageddon se oorlog gebeur. Nou, die woord praat van die Efruit River, die Efritiese rivier, en hy is besig om baie vinnig op te droog. Daai rivier was so groot dat dit die ander stuk Indiane, die Chinese en al die ander volke weggehou van Israel af. Maar nou gaan hulle daai spesifieke tyd gaan hulle maklik aan toegang hê, en dit gaan groot oorlog wees, en die antichrist gaan groot deel hê. Die antichrist gaan ook, voor hier, in die tempel gaan sit, wat gebou gaan word. Daar gaan 'n derde tempel gebou word, en hy gaan die abomination, hy gaan daar sit, en hy gaan sê, ek is God, dien my. Dit is wat hy gaan doen, en dit is die grootste en die ergste wat hy kan doen. En dit is die triomfering waartoe hy gaan. Dan die 1000 jaar vrede. So, wanneer hierdie 7 jaar eindig, onthou, iets gebeur hier die wegraping vir 'n rede, en iets gebeur hierso, na die 7 jaar vir 'n rede. Dit is nou hierso, nee, waar Jesus gaan kom, op die wit perd, met die oë van vuur, nie van liefde, nie van vuur. En is hier waar hy gaan kom, met die saints agter hom. Wie van julle kan perd ry? Ons sal moet vinnig leer. Ek kan daar 'n perd ry, sal bloot en, maar dit is hier waar Jesus gaan kom, op die wolk, op die wit perd, visible, aarde toe, met sy voet op die berg van Olywe sit, en die Olyfberg sal ook skeer, daar so baie detail daar verbonde. Okay? En hy gaan dan hierdie oorlog stop, en hy gaan die valse profeet en die antichrist vat die mens, en hy gaan hulle bind. Nee? Hy gaan hulle bind, hulle is nog nie na die finale poel van vuur in die hel toe nie, maar hulle gaan na 'n lijk toe, en hulle gaan 'n lijk soos in 'n put, okay? En hulle gaan gebind wees vir 1000 jaar. En in daai 1000 jaar, hierdie wil ek vinnig bespreek, in daai 1000 jaar gaan Jesus op aarde regeer, ons gaan saam met hom wees, ons gaan volk en nasies, ons gaan konings wees, onthou ons kry krone, en ons gaan hierdie mense regeer, en 1000 jaar gaan dit lekker wees, en gaan vrede wees, okay? En dan word die antichrist en die valse profeet weer vrygelaat, en die mense, daar gaan mense gebore word in hierdie tyd,
wat nie verheerlikte liggame het soos ons nie, en hulle gaan nog steeds weer verlei word deur die duiwel en die antichrist en die valse profeet. Okay? En dan gebeur die witte troon-oordeel. Ons gaan nou mooi die verskille sien, nee, van die komste. So die witte troon-oordeel is dan waar elke volk, taal en nasie voor die Here gaan buig. Elke sanger, elke antichrist, elke iemand wat Jesus reject het en nie hom wil aanvaar het nie en die wêreld gedien het, gaan kniel voor hom en bely hy is. En dit is dan waar die finale oordeel gaan gebeur. Alright? En as dit gebeur het, dan sê die Bybel vir ons in Openbaring van die cube, die nuwe Jerusalem. Daar gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde geskep wees. Daar gaan nie 'n son wees nie, want Jesus gaan ons sonlig wees. Jesus gaan skyn, die poorte van die hemel, die 12 poorte van die hemel wat parels het, gaan oop wees, geen hekke nie. Maar niemand wat nie daar mag ingaan, sal daar kan ingaan nie. En niemand wat binne is, sal skade aangedoen word nie. En dan sê die Bybel vir ons baie meer detail wat dit betref. Okay. Alright, so hoe sal ons weet wie weggeraak word? Ek het net nou myself vooruit gegaan daar in Efesiërs 1:13 sê hy, in hom is julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie julle redding, gehoor en geglo het, verseël met die Heilige Gees, wat dit so beloof het. Nee? Julle volg bietjie wat ek hier vir julle in die diagram probeer sê, nee? Dit maak vir julle sin. Okay. Alright. Efesiërs 1:14 sê, die Gees van die Gees is die waarborg van ons erfenis. Die Heilige Gees wat binne ons bly, nee, is die waarborg van ons erfenis. Om ons los te koop as God se eiendom, tot lof aan sy heerlikheid. Efesiërs 4:13 en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Nee, ons wat geseël is, kom, weg is ons. Okay? So wat beteken dit om verseël te wees? As ek gou vir julle kan lees, ek het geskryf. In die Bybelse tyd was 'n seël 'n teken van egtheid. Okay? Van eienaarskap. Soos 'n koning se stempel op 'n dokument gesit is met die waks. Jy weet die rooi waks in die stempel, nee? Soos 'n koning se stempel op 'n dokument en beskerming. Dit beteken die Heilige Gees is God se permanente merk in jou lewe, in jou gees, in jou siel, in jou liggaam, wat bevestig dat jy sy kind is en dat jy jou plek in die hemel verseker het. Okay. So ja, wat het die wegraping teruggehou tot dusver? Wat hou die wegraping van om dadelik nou te gebeur? Die Here gee vir ons kans, want hy is getrou en hy is lief vir die hele skepping wat hy geskep het. En hy wil vir almal 'n kans gee, nee? Maar wat die wegraping so ver teruggehou het om te gebeur, nee, is hoe kan ek dit vir jou sê, die geesvervulde mense, nee, ons sal weggevat word. Okay. So, hoekom moet die wegraping plaasvind? Dis wat ek gesê het, ek wil net vir julle verduidelik. Hierdie gedeelte hierso is die genade tydperk. Okay. So, wat beteken die genade tydperk? As ons net om te glo aan Jesus Christus en wat hy in die kruis gedoen het, glo, is sy genade genoeg om ons te red. En dan sê gered as jy hom aanneem. So dit is deur sy genade wat jy gered is. Okay? Maar iets moet daai belofte eindig. Daai belofte word geëindig, die genade tydperk, deur die wegraping. En na die wegraping plaasgevind het, vir die wat baie gaan wees, die wat onder die altaar met wit klere gaan wees, die wat in die 7 jaar verdrukking besluit, ek
het 'n fout gemaak. Ek het Jesus nodig. Ek weier om die merk van die bees te vat. Al kan ek nie koop en verkoop nie, soos wat die woord sê nie. Ek weier om hom te dien, dan word jy doodgemaak. Daar sal julle teens ontwerp vir hierdie oefeninge. Daar sal verskillende maniere. Jy gaan met jou eie bloed betaal. Want, hoe maklik gaan dit wees, of hoe moeilik gaan dit wees? So, jy is nie meer in genade nie. Jy is nou op jou eie spoortjie hierso, in die 7de jaar, in die 7 jaar verdrukking. So, dit is die rede hoekom daai moet gebeur. Nee? En die rede hoekom dan Jesus kom op die wolke, is om die 7 jaar verdrukking te eindig. Maak dit sin vir julle? Okay. Hoekom, kom ons kyk gou, hoekom moet ons liggame verander, wanneer ons weggeraak word? Wat het die woord vir ons gesê, as ons gou 'n bietjie terugdink? Hy het gesê, moenie dink, dat die wat klaar dood is in Christus, wat geglo het en gered was in die graf is, jy gaan hulle nie voorwees omdat jy nog lewe. Die woord sê, daar gaan oop graf te wees. Hulle gaan in 'n oogwink verander word. En hulle gees gaan kom, en hulle liggaam, God gaan vir hulle 'n ander liggaam gee. Ons wat ons liggame hier het, ons moet verander. Ons kan nie, soos wat ons nou is. Kom ons gaan kyk gou na Paulus, Moses. Toe Moses die 40 dae op die berg was. Wat het hy gesê? God, ek wil jou net sien. Toe sê God, nee, jy sal sekerlik sterwe. Want die heerlikheid van God is so groot, dat as jy hom sou sien, sê jy sterwe. En wat het met Moses gebeur? God het hom gesê, ok, staan jy in die skeur van die berg, en ek sal verbygaan, dat jy net die agterkant van my sien. Wat het gebeur? Moses het so geskyn, hulle moes 'n mantel oor sy kop gooi, toe hy af die berg is. So het die heerlikheid van God op hom, so ons moet verander word. Ons kan nie soos wat ons nou is, hemel toe gaan nie. Ons sal dit nie maak nie. Ons liggame sal dit nie maak nie. Nee, jou gees en jou siel sal dit maak. So, dan sê die woord vir ons sal verander word, nee, en ons sal wees soos Jesus was. Ek het dit voorheen gesê, kom ons gaan kyk net gou na hoe was Jesus toe hy uit die graf het opgestaan het? En hy is held toe, hy het opgestaan en hy lewe, hoe het hy gelyk toe hy aan die disippels verskyn in daai bokamer, waar hulle bang was en toegesluit was. Hy het hierdie muur geloop. Nee, hy het verskyn ten spyte van 'n geslote deur. En hy het vir die disippels gesê, hier is ek, dit is ek. En vir Thomas op 'n tweede okasie gesê, voel, dis ek. En wat het hy gedoen? Hy het geëet saam met hulle. Kan 'n spook eet? Nee. So was Jesus gewees, so was 'n verheerlikte liggaam. Met ander woorde, ons gaan iets ontvang wat bonatuurlik amazing is. Dat of jy nou dood is of lewendig is, sal jy in haar oogwink, wat jy weggeraak word, sal jou liggaam verander. Ek glo dis moet jou klere gaan agterbly, want dit is nie nodig nie. Nee? So jy gaan mekaar kan sien, jy kan sien, dit is die een en dit is daai ene, maar jy gaan 'n ander soort liggaam hê, om daar te kan lewe. Nee? Okay. So, Tessalonisense 5 vers 9 sê, want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. So dis die belofte. Dis die belofte dat ons nie deur die 7 jaar verdrukking gaan nie. Nou, daar is verskriklik baie verskillende teologie en gelowe oor, gaan die wegraping plaasvind voor, in die middel of na die 7 jaar verdrukking. As jy mooi kyk na wat ons vandag geleer het, moet dit gebeur, die genade tydperk moet eindig voor die 7 jaar verdrukking plaasvind. So dit gaan gebeur voor die 7 jaar verdrukking. Okay. Kom ons kyk gou, wat is die rede van die 7 jaar verdrukking? Okay. As ons kyk in Daniël 9, 24 tot 27, praat hy daar van 490 dae, 7 weke. Nee? Nou,
God het 'n plan gehad vir die hele wêreld, vir al die nasies. Maar die Jode was sy volk gewees. En daar's unfinished business, as ek dit in Engels mag sê. Unfinished business met sy volk, die Jode. En dit is daai laaste, die 70 weke, daar's 7 jaar, daar's 'n tydperk oor wat translate na 7 jaar toe. En dit is, soos ek gesê, die Jode gaan hom glo in die eerste helfte, die hele wat oorbly mense gaan hom ook glo, en dan gaan hy draai in die middel. En hy gaan begin teen die mense gaan, en die Jode gaan besef, nee. Dit is om die Jode te force wat oorbly, nadat daar 'n derde van hulle dood gaan en al die gebeure wat gaan gebeur, nie? Tweede derde, ja. So, 2/3 gaan dood, nie? Ja, so, dan gaan jy nou sien, dan gaan hulle besef, en hulle gaan vlug, en sê in daai tyd, moenie bid dat jy nie swanger is nie, met dit wat gaan gebeur. Los wat jy mee besig is, en vlug na die berge toe, nie? So, ja, dit is om die Jode uit te sorteer, okay? Die Antichrist, hy moet 'n vredestreetie teken, hy moet deur die proses gaan, en, okay, so, kom ons lees gou daar, Titus 2 vers 3, laat niemand julle op hierdie manier mislei nie, want eers moet die afval kom, en die mens van sonde geopenbaar word, dis die Antichrist, nie? Die seun van verderf. Vers 4, die teenstander wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerk van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God, as God sal sit, en voorgee, dat hy God is. Nee? Dit is wat daar gaan gebeur in die middel. Daniël 11 vers 31 sê, en deur hom sal leers op die been gebring word, en die heiligdom, die vestinge, die onheilig, en hulle sal die voortdurende offer afskaf, en die ontsettende gruwel opstel. Matteus 24:15 sê, wanneer julle dan die gruwel van verwoesting, waarvan gespreek is, dis in die Nuwe Testament, nie? Waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees, oplet. Okay. Ek het net vir julle gesê dat Satan is 'n copycat, so hy het al hierdie goeders gedoen. So, kom ons gaan kyk nou net gou, as ons kyk in Openbaring, dit is altyd 'n vraag wat mense vra, ons is amper klaar julle. Waar sien ons die kerk in Openbaring? As jy kyk na Openbaring, as jy hom gaan lees, die 4 kerke praat die woord van, die 4 dominations, nee? Praat die woord van, en Laodicense gemeente, sien ons is die laaste ene. Okay, so, Openbaring 1 tot 3, praat die woord nog van die kerk, van die kinders van die Here. Maar van Openbaring 6 af tot 18, word daar nooit weer van die kerk mention gemaak nie. Hoekom nie? Want ons is weggeraak. Okay, so in die hele verdrukkingstyd sal jy nie hoor die woord praat van die kerk nie. Maar Openbaring 19 tot 22 sien kerk saam met Jesus op die witberg. The saints on the horseback. Agter hom in die witberg. Dan begin jy weer sien, hier kom ons weer terug. Okay. Alright. Ek gaan vir julle die verskil verduidelik van, ek gaan nie dominasies kerke noem nie, maar daar is verskillende gelowe en almal dink Jesus kom een keer terug en is klaar. Nee, dit is nie so nie. Okay? Die wegraping in Kolossense 4 vers 16 sê die wegraping is die een gebeur soos ons daar gesien het. Die wederkoms op die witberg, Openbaring 19 vers 11, ek gaan nou nie vir julle als lees nie, en 12 en 13 praat dan van Jesus wat op die witberg kom. So, daai wederkoms en dan die witte troon oordeel is die finale. So, 'n mens moet mooi onderskei tussen daai 3, verstaan en sien hoekom elkeen van daai gaan gebeur. Daar is nog 'n vergelyking wat ek gou met julle
wil bespreek, en dit is die oordeel. Daar is twee soorte oordeel. Daar is die Bema Seat oordeel en die witte troon oordeel. Ek kan weer eens nie vir julle al hierdie lees nie, die wat notas wil hê na die tyd, ek het vir julle alles hierso. Okay, so die Bema oordeel is vir die gelowiges. Nee, ons lees dan Petrus 5, kom ek lees dit hier in vers 4, en wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Okay, so as ons kyk hierso, as ons weggeraap is, kom ons voor 'n oordeel. Maar dit is nie 'n oordeel soos in 'n oordeel wat in die witte troon oordeel gaan gebeur, en hulle wat nie gered is hel toe gestuur word, ingegooi word. Die Bema, as jy gaan kyk na die Romeinse tyd en die tyd wat Jesus geleef het, as jy dink aan die tempelse muur, was daar altyd 'n klip verhoog gebou gewees. En dit is ook so verhoog waar ek kan nou sy naam onthou nie, Jesus veroordeel het, of Jesus gestuur het om gekruisig te word. Dis 'n veroordelings Bema Seat, soos hulle dit noem. Maar daai Bema Seat is wat ons, as ons by die Here kom, klaar weggeraap is, gaan die Bybel praat van stoppels, stokkies en stof sal gebrand word en getoets word. Jy is gered, jy is in die hemel saam met Jesus, maar jy gaan krone kry. Wat het jy gedoen? Hoe het jy opgetree? Hoe het jy dinge hanteer en? So ongelukkig van ons gaan meer krone kry as ander, en ons moet bid, ons kry baie krone. Maar die eerste kroon wat jy kry is, dat jy gered is. Nee? En dan al die ander krone, dit is 'n preek van 'n ander dag. En dan die witte troon oordeel, die verskil van dit is om af te handel en af te sluit, voor die vir ewig aanbreek, saam met die Here. Okay, so, alright, ons het gepraat met daai, okay, so ek wil gou met julle praat en afeindig met die volgende. Die oomblik is skielik, 1 Korintiërs 15:52, beskryf hierdie gebeurtenis as in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein. Dit is 'n vinnige gebeurtenis, wat ons dan moet uitkyk, 'n vinnige gebeurtenis wat gaan gebeur. Die toekoms is seker, ons is verseker volgens Tessalonisense 4 vers 18, om ons, kom ons sê, vliegtuigticket te kry, deur om Jesus aan te neem en om te dien. Alright, dan die oproep in Lukas 21:34-36, sê vir ons moenie laat ons hart beswaar word deur die sorge van hierdie lewe. Ons moet fokus net op Jesus. Hou net die oog op hom. As jy jou hart vir die Here gegee het, en jy dien hom met volheid. Ons bly mense, ek het laasweek, toe hoor ek weer 'n nice boodskap, wat praat van, die Heilige Gees kan nie in iets bly wat nie heilig is nie. Jy is nog steeds mens, jy doen nog sonde, jy val nog, nee, jy bely weer, en jy dien die Here, en daai gedeelte van jou, is heilig gemaak. Daarom kan die Heilige Gees binne in jou bly, en vir jou lei, en vir jou guide, nee, maar hy sê dat ons moet waaksaam wees, ons moet uitkyk. Hoe maklik is dit nie, nee, om ewe skielik net negatief te raak, ewe skielik te sê, hierdie omstandighede is nou so, en ons almal mou, ek mou nog, nee, maar ons moet ons self kry op daai punt, wat ons kan sê, nee, ons gaan Jesus volg. Die duiwel wil jou blydskap steel, hy wil jou uitkyk vir hierdie gebeure steel. Ons hoor dit al so lank, ons moet dit hier in ons kop hê, ons moet 'n uitkyk hê, en 'n behoefte hê, aan die koms van Jesus. Okay, kom ons kyk teen laastens net gou, na die 10 maagde. Die 10 maagde, is almal gered gewees. Hulle almal het olielampies en olie gehad. Maar toe die bruidegom kom, toe die vader vir die seun sê, gaan haal jou bruid, toe was net die helfte gereed.
Wat is die olie? Dis die volheid van die Heilige Gees werkend in jou. So ek bid vanmôre dat vir myself het ek gisterand toe ek diep voor die Here bid, gesê, Here, hou my vas. Hou my vas dat ek sal gereed wees vir die koms. Hou my vas dat die Heilige Gees olie so sal wees. En hoe sê die woord, dat jou lende omgord wees en dat jou lamp brand. Nee? Okay. Ons het gepraat van die 2 by die waterpunt. En was gevat, een is gebly, een het agtergebly. Ons moet waaksaam wees. So, teen afeindiging gaan ek vra, elke oog gesluit, dat ons net bietjie gesels, en dat jy vir jouself sal selfondersoek doen, en vanmôre net vir die Here sê, kom ons staan, net vir die Here sê, Here, ondersoek my hart, ondersoek my gees, ondersoek my siel en my liggaam, en kyk of daar iets is, Here, wat terughou, is daar iets wat stop, Here, dat ek in hierdie heerlikheid kan wees, en dat jy vanmôre vir die Here sal sê, Here, elkeen by homself, nou, 'n man kan nie vir 'n vrou instaan, 'n vrou vir 'n man nie, 'n kind vir 'n ouer nie, jy is op jou eie ongelukkig. So dat jy vanmôre wanneer ons nou gaan bid, sal sê, Here, raak elkeen van ons aan. O Meester, ek loof en prys U vanmôre omdat U vir ons die prys betaal het. Dat toe Adam en Eva die oordeel gekry het, dat U 'n klare plan gehad, dat op sy kop sal getrap word en hy sal vermorsel word. En U vir ons die prys betaal het aan die kruis, dat ons verniet hierdie prys kan vat, Here, en die reusie sal hardloop, en ons olie sal brand, dat U sal ondersoek instel in elkeen van ons, waar daar dalk iets is wat ons moet bely, iemand wat ons moet vergewe, iets wat ons kan terughou, Here, en dat U vanmôre ons sal was, skoon, witter as die sneeu, witter as skoon wit wol, Here, en dat U vir ons sal bewaar en beskerm onder die bloed, tot daai wonderbaarlike dag. Ek bid, Here, dat die Heilige Gees die naprediker sal wees op hierdie boodskap. Ek bid vanmôre, Here, dat U hierdie woord wat uitgaan op die social media ook harte sal aanraak. O Here, ons weet die tyd is kort. Help ons om nie laks te wees nie. Help ons om nie die wêreld te dien nie, maar U te dien en gereed te wees vir die groot koms. Dankie, kom Here Jesus, sê die woord in die laaste vers van Openbaring. Kom Here Jesus, kom. Ons eer U in Jesus naam. Dankie Here. Amen en amen. Prys die Here. Ek kom maar stop hoor.